een manier. Daar is net een persoon wat jou kan red. Dit is Christus Jesus. Die titel van vandag se boodskap, dankie Here. Die titel van vandag se boodskap is deur genade is jy gered. Dit is al, net genade. Voordat ons begin wil ek graag vir julle 'n staaltjie vertel so oor ons pastoor. Wanneer 'n mens 'n vuurwapen het, is daar soveel patrone in, jy kan soveel goed stukkend skiet en jy is verantwoordelik. Jy is verantwoordelik vir wat jy met daai vuurwapen doen en wat jy dan nou stukkend skiet. As jy 'n motorkar ry, jy gaan die lisensieringsprosesse deur, maar jy is verantwoordelik. Jy gaan jou passasiers saam met jou vervoer, jy gaan ander padgebruikers moet verdra en so aan. En daar's ander mense wie se lewens in beide gevalle van jou afhanklik is van wat jy dalk mag aanvang. Nou, oor ons pastoor. Daardie man het 'n geweldige groot verantwoordelikheid wat op hom rus. Omdat hy hier voor ons staan, en elkeen van ons se siele, en elkeen van die mense met wie ons gesels, se siele weer, word geaffekteer deur dit wat hy sê, dit wat hy uitlewe, die bediening wat hy doen. So ek wil dit net graag genoem het, dat ek bewonder hom daarvoor, en terwyl dit nou volgende Sondag pastore waarderingsdag gaan wees, is dit wat ek die hele tyd in my agterkop hou, die verantwoordelikheid wat daardie gesalfde van die Here het. Goed. As ek moet sê wat die tema is van die boodskap getiteld deur genade is jy gered, dan sal die tema wees God bemin jou. Jy is spesiaal vir die Here en dit is vir elke liewe een van ons. Gehard, versag, ver weg, naby aan die Here, in die huis van die Here groot geword, elke een van ons. So God wil en werk en beweeg, en elkeen van ons wat vir hom so kosbaar is, het 'n bestemde tyd, 'n ontmoeting met hom. Hy het iets in gedagte vir elke liewe een van ons. Maar ek wil graag hê dat ons moet kyk na Efesiërs 2 vers 8 en vers 9. Die woord van die Here sê vir ons wel, broer Paulus, hy sê vir ons, want uit genade is julle gered, deur die geloof. En dit nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. En vers 9 asseblief broer Jakob. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. En soos ek vir julle genoem het, daar is nie 'n agterdeur om in te gaan nie. Ek kan nie van myself sê, ja, ek gaan harder werk of meer tyd insit of meer getrou die diens bywoon of 'n groter tiende gee of meer gereeld dit of dat of die ander nie. Daar is net een manier om gered te word en dit is deur die genade van die Here. Ons self kan niks byvoeg by ons redding nie. Daar is net mooi niks wat jy of ek kan probeer om ons strale krans hiermee te poets en dink, ja nee, ons is nou nader aan die Here. Die Here het 'n sagmoedige hart lief. Hy in sy rykdom aan genade het 'n bestemde tyd vir ons gemaak dat ons een of ander tyd ons paadjies by syne gaan kruis. Dan hang dit van ons af. Gaan daai paadjie net kruis of gaan daai paadjie saam loop? Ons vra die vraag, wie het redding nodig? As ons by onsself net dink, weet, deur genade is julle gered, en nie uit julle werke nie, sodat niemand mag roem nie. Dit is die gawe van God alleen. Ons vra dan die vraag, wie is dit wat redding nodig het? Wie kort redding? En die antwoord gaan ons nou raak lees in Romeine 3 vers 23 en 24. Is daar enige een van ons wat kan sê ons is volmaak? Is daar enige een van ons wat kan sê ons het gearriveer, ek is waar ek moet wees, ek is op die plek waar ek is? Ons pastoor noem juis nou die dag, ek
weet nie of ek verkeerd is nie, maar ek het 'n hoë agting vir die man. En ek glo almal van ons, hy betoon soveel liefde aan ons, dat dit is swaar om nie vir hom terug lief te wees nie. Maar dan sê hy nou die dag terwyl ons gesels dat selfs wanneer jy nie bewus is van sonde in jou lewe nie, bid daaroor en vra die Heilige Gees om aan jou te openbaar, waar is daai sonde? Elkeen van ons kom na die Here toe en ons bely ons is swak en ons is faalbaar en ons menslike natuur kom in die pad van die heerlikheid wat ons bestem is. En dan bely ons en dan gaan ons aan. En dan sê hy ook, hy sê, daar's dinge wat hy vir die Here vra. Wys dit vir my, openbaar dit vir my, sodat ek dit kan bely en daarvan af kan aangaan. So wie het redding nodig? Is daar enigeen wat volmaak is? Broer Paulus weer eens, skryf vir ons in Romeine 3, vers 23 en 24, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Elke liewe persoon. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. En ek dank die Here daarvoor. Ek dank die Here daarvoor dat die uitspansel van sy genade so wyd is, dis onmeetbaar. Elke een het gesondig. Elkeen mag dalk sy eie opinie hê en elkeen het sy persoonlike swakhede. Elkeen het sy persoonlike sondes en las wat hy by hom saamdra. Almal begin onder in die lewe. Elke liewe persoon, my pa 1000 jaar terug vir my vertel, daar's net een man wat bo in die lewe begin en dis die ou wat graf te grawe. Almal van ons begin onder en ons werk van daar af in 'n rigting in. God is so ryk aan genade dat hy vir almal van ons een ding bestem het. Ons het net nou hierdie pragtige lied gesing van Jesus wou ons in die hemel hê. Hy wil nie die hemel sonder ons hê nie. Hy het die heerlikheid van God afgebring aarde toe. En so is dit met ons ook bestem dat God vir elkeen van ons 'n plan het. Elke liewe een. Al het ons gesondig, al is sonde die enigste ding wat 'n skeiding kan bring tussen mens en God, het God daardie plan vir ons. Ons begin onder in ons lewe, jy begin met katekisasie of met sondagskool, of jy begin aan jou moeder se skoot te leer van die kinderbybel en so, jy stap jou pad van daar af. Een is Pinkster en een is in die Susterskerke so, maar ons almal begin op dieselfde plek. Ons almal begin as verlore. En elkeen van ons stap daardie pad met die Here. Die dag dat ons paadjies kruis, soos ek nou gesê het, dan moet ons die besluit neem. Gaan ons paadjies net kruis of gaan ons paadjies saam flans, dat ons saam 'n pad stap van daar af? Want die eindbestemming is Christus Jesus, die volheid van sy heerlikheid, die hiernamaals, die ewige lewe, om die ou liggaam oorkleed te kry met die nuwe heerlikheid. Sjoe. As daar iemand is wat nie opgewonde raak oor Christus Jesus nie, dan stel ek voor ons kry daai ou om te ontmoet met die Here. Daar's gereeld mense wat 'n stelling sou maak wat sê, 'n man sou byvoorbeeld sê, weet, as dit nie van my pa was nie, was ek verlore. Dalk sal 'n dame sê, weet jy, as dit nie vir my man was nie, was ek verlore. Maar daar is een universele volle waarheid wat ek nou kan sê, dit is sonder Christus, is ons verlore. Daar is geen groter waarheid as dit nie. Ons hou aan bid vir ons bemindes, omdat ons hulle lief het. Maar in ons liefde het ons nie die mag of die vermoë om hulle binne in die hemel in te bid nie. Maar God se liefde, God se troue liefde vir ons, kry ons daar. Nou, die persoonlike ontmoeting met die Here is die eerste groot breek met die verlede. Hierdie einste broer Paulus het vir ons ook 'n skrif geskryf in Romeine 6 om te sê, die loon van die sonde is die dood. Maar sonder om te fokus op die negatiewe.
hou ons oë gefestig op Christus Jesus. So, jy mag dalk vir jouself vra, waarmee is die man besig en watter rigting beweeg ons? Hy gesels daarom nou baie. Die punt wat ek wil maak is dit. God het ons lief. Ons lewe in sonde, ons is verlore. Elkeen het gesondig. Of jy daarvan wis of nie wis. Sonde bring die skeiding. Maar 1 Johannes 1 vers 9 gee vir ons die groot sleutel. Hoe om God te behaag. Hoe om hierdie Godsplan, hierdie raadsplan 'n werklikheid te kan maak. Sonder om die bloed van Jesus aan die kruis te vertrap. Sonder om sy volmaakte offer te ignoreer. Sonder om deur die lewe te gaan met oogklappe aan en te dink, ek is waar ek moet wees. Ek het nie verandering nodig nie. As ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En ons volmaak te herenig met die raadsplan van God. Nie een van ons is bestem om hel toe te gaan. Christus het nie een enkele mens gemaak om hel toe te gaan. Adolf Hitler kon gered gewees het. Ek wil nie eens voorbeelde noem nie, want die aakligste sondaar wat ek ooit geken het, is myself. Totdat ek met Christus Jesus ontmoet het, was daar niks aanskoulik of aanneemlik aan my nie. En die dag dat enige persoon met God ontmoet, dan kom hy agter, ek is die aakligste, die liederlikste, die vuilste, die lelikste. Dit is hoe God met 'n mens werk. Nou as ons by onsself dink, dit is moeilik om jou hart uit te praat, of dit is moeilik om teenoor God te bely, dit is moeilik om vir God te kan sê, Here, ek het dit gedoen, ek het dat gedoen, ek het die ander gedoen. Hou in gedagte, God wat alomteenwoordig is, was daai dag daar, was daai dag naby jou. Die sonde wat ons teenoor God bely, is nie nuus vir hom nie. Hy was daar, hy wou sy arm om jou sit en sê, my seun, wanneer regtig jy moet hierdie ding doen nie? Wanneer gaan jy jou keer na my toe? Wanneer gaan jy my volmaakte geskenk die ewige lewe aanvaar? So bely gerus, moenie dat dit 'n klip op jou hart word en 'n skeiding tussen jou en God maak en dink, ek kan nie hierdie sonde, ek skaam my daarvoor, ek kan nie die Here vertel daarvan nie, ek kan nie die sonde by die naam noem nie, ek kan nie dit of dat nie. God was daar gewees en hy het jou nog steeds lief. Hy skenk nog steeds die ewige lewe oor jou. Sy genade is nog steeds vaardig oor jou. God wil niemand in die doderyk in laat gaan of in laat stuur, verlore laat gaan nie. Kies die nuwe lewe. Wat wag vir ons in hierdie nuwe lewe? Ervaring van vrede, ongekend. 'n Las wat jy neerlê, 'n ligtheid, jy voel of jy van jou voete af kan opstyg. Daar's 'n heerlikheid wat kom saam met redding. Daar is 'n dankbaarheid. Daar's 'n blydskap. Daar's 'n opgewondenheid wat elke nou en dan terugkeer. Elke nou en dan wanneer ons die Here se lof besing en nader aan hom beweeg, of wanneer ons 'n spesifieke teksvers lees, of 'n besonderse mooi liedjie luister, dan kom daar die borrelende vreugde, blydskap, vrede, kalmte, die gees van God terug, en dit raak weer vaardig oor 'n mens. Wat word van ons? Wat word ons na ons ontmoeting deur hierdie genade? Ons word kinders van God. En ek dank die Here vir sy ryke genade, vir sy perkelose genade.
Ek sluit my boodskap hiermee af. Hou aan om te bid. Moenie ophou om te bid nie. Daardie seun, daardie dogter, daardie broer, daardie suster, daardie ouer wat effens afvallig geraak het en nou 'n bietjie terug staan. God het 'n plan. Moenie ook verloor nie. Moenie ophou om daardie naam voor die Here te noem nie. Almal is onwaardig en almal kry hierdie selfde genadegawe van God af. Die ewige lewe, die voorreg om kinders van God genoem te word. Amen. Ons gaan nog 'n